Nader tot die Heere, nader tot die Heere. Hy sal getrou op nader tot jou, nader tot die Heere. Naby aan ons Here, naby aan ons Here. Waar twee of meer in U naam verkeer, is U naby aan ons Here. Ek nader tot die Here, ek nader tot die Here. Hier deur U Gees wil U by my wees, ek nader tot die Here. U is naby aan ons Here, ons nader tot die Here. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. God is hier teenwoordig, laat ons bidden.
gaan staan om af te sluit met hierdie lieflike ou haleluja. Bethlehem ster, o wonderlig, heerlik lieflike gesig, wyse manne kom van ver. Bethlehem ster, o lieflike ster, Bethlehem ster, o lieflike ster. Bethlehem ster, lieflike ster, leidsman na Jesus, o lieflike, lieflike ster. Bethlehem ster, so wonderskoon, ligstraal van die hemeltroon, lig vir heine en ver. Bethlehem ster, o lieflike ster, Bethlehem ster, o lieflike ster. Bethlehem ster, lieflike ster, leidsman na Jesus, o lieflike, lieflike ster. Bethlehem ster, Gods liefde lig, wat ons pad na Jesus rig. Lei die kinders ook van ver, lei al na Jesus, lieflike ster, lei al na Jesus, lieflike ster. Bethlehem ster, lieflike ster, leidsman na Jesus, o lieflike, lieflike ster. Goeiemôre. Dis baie lekker om julle almal weer te sien. Ek wil graag 'n oombliekie neem dat ons almal so draai na mekaar toe en sê net môre. So neem gerus nou die tyd om vir mekaar môre te sê. Alsy, baie dankie. Alhoewel ons almal nou so skapies geklink het, is dit altyd goed. Altyd goed om môre te sê, veral in die feestyd waarin ons is. So ek wil vir julle almal baie welkom sê en dit is baie lekker om julle almal weer te sien. Voor ek vir Marley oproep, wil ek net gou 2 aankondigings maak. So as julle nie enige middagete-planne het nie, daar's nog curry en rys oor vir R55 en kermispudding, soos ons dit sal noem, vir R15. So as julle lus is daarvoor, asseblief kom help julle self na die tyd. Dit sal in Cup of Life beskikbaar wees. Ek gee graag nou vir Marley die kans om bietjie te kom praat oor haar vakansieprogram. Môre almal, ek wil graag vanoggend vir julle 'n bietjie meer kom vertel oor Kersfeesande, ons plaasaksie vakansieprogram en hoe julle betrokke kan raak. Kersfeesande is 'n vakansieprogram vir die plaaskinders van die omgewing.
tussen die ouderdom van 7 en 13. Dit word hier by Kelsrivier Suid aangebied en dit is vanaf 14 tot 16 Desember. Om betrokke te raak is baie maklik. As jy 14 jaar of ouer is, wat ek dink meeste mense hier is, en jy wil in daai 3 dae kom help met die kinders, of in die kombuis, of selfs met vervoer, kan julle my voor in die voorportaal kry na die tyd by die Kersboom. En dan kan julle vir my vra hoe om betrokke te raak en dan sal ek julle help. Anders, as jy nie op daai 3 dae kan betrokke raak nie, maar nog steeds wil help, kan jy 'n sterretjie van die Kersboom af in die voorportaal gaan haal en 'n geskenkie koop. Of 'n ander manier waarop jy ook betrokke kan raak is om 'n skenking te maak vir die kos of vir die crafts. Daar is 'n lys van ons benodighede in die voorportaal langs die Kersboom. Alle skenkings moet asseblief gemerk word Kersfeeshande en teen die 10de by die kerk wees. So kyk asseblief op hierdie lys en besluit wat jy kan bydra tot die program, want ons benodig elkeen van julle se hande om dit 'n sukses te maak. Dankie. Sê baie dankie. Ons moedig dan ook elkeen aan om asseblief deel te raak van enige aksie of program by die kerk aanbied, omdat ons regtig julle hulp nodig het. Gemeente van die Here, ek groet julle met die volgende. Genade vir julle en vrede van God en die Here Jesus Christus. Kom ons staan op, dan sing ons 'n lied 197 vers 1 en 2. So julle sal staan, dat ons saam kan sing. Kom ons sluit die oë. Liefdevolle Vader, ons kom voor U vandag met nederige harte, dankbaar vir die geleentheid om voor U teenwoordig te wees. Ons besef dat U 'n God van liefde, wysheid en genade is, en ons verwelkom U teenwoordigheid in hierdie oomblik. Ons bid vir lig en leiding terwyl ons saamkom. Mag U Gees ons harte aanraak en ons gedagtes rig op U waarhede. Gee ons dan ook die insig in U woord en laat hierdie tyd van samekoms 'n weerspieëling wees van U liefde en eenheid. Dankie vir die gemeenskap van gelowiges hier teenwoordig. Mag ons saam groei in geloof, liefde en toewyding aan U. Mag U ons vergewe vir enige tekortkominge en ons harte reinig, sodat ons waardig mag staan voor U aangesig.
Laat die teenwoordigheid hierdie tyd van samekoms vul en mag ons verlaat word met harte vervul van vreugde en vrede. Amen. Dit is dan nou tyd vir ons tweede lied, die lofsang. Julle kan maar sit, dis alright. Ek weet mens is so moeg aan die einde van die jaar dat mens nie regtig lus is om te staan nie, maar dis altyd goed. So as jy graag wil staan, voel welkom, maar julle kan met liefde sit. Ons gaan lied 203 sing, vers 1 tot 3, en dan Marlie gaan ek vir jou die kans gee om die stil moment te doen. Baie dankie. Loof die Here al wat lewe, vir hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader, God en Heer. Loof hom wat in groot genade ons deur eeue hier behou. Loof hom vir sy reddingsdade, was kan ons op hom vertrou. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, hy's genadig en getrou. Soos 'n vader sorg vir kinders, sorg die Heer vir wie hom vrees. Hy vergewe al oortredings en berei 'n vreugdefees. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, laat ons hom gehoorsaam wees. Ja, asseblief. Marlie, ons gee dan nou vir jou die kans om die stil moment te doen. Dankie. Vanoggend verwelkom ek jou om God se sitkamer. Sit gemaklik op sy bank en word nou rustig terwyl jy met hom kuier. Vandag is die eerste Sondag van Advent. Advent begin 4 Sondae voor Kersfees. En die woord Advent kom van die Latynse woord adventus af. Dit beteken om te kom. In hierdie tyd dink ons aan Jesus se verskillende komse in ons lewens. Ons dink aan Jesus wat duisende jare terug gebore is as ons verlosser. Ons dink oor hoe Jesus elke dag in ons lewens kom en ons dink aan sy wederkoms. Ons doen dit alles om ons voor te berei vir Kersfees, die Christusfees. Die betekenis van Advent raak maklik verlore tussen al die afsluitings, gejaag van die vakansie en voorbereiding vir die feestyd. Tog bied die Adventtyd ons die perfekte geleentheid om van die hastige kommersialisme te ontsnap en ons voor te berei op die wonder en misterie van Christus se menswording. In wese is die Adventtyd 'n stil moment ter voorbereiding van gesprekke tussen jou en God en ander rondom die viering van Jesus se koms. Hoe vier ons Advent? Ons vier Advent met 'n adventskrans wat bestaan uit blare en tinsel met 4 kersse rondom die
groter wit Christuskers in die middel. 3 van die kersse is gewoonlik pers of donkerblou en die laaste een is pink. Hierdie jaar vier ons 'n pelgrimsadvent. Daarom het ons die blou kersse met rooi kersse vervang. Elke adventsondag word 'n kers aangesteek, terwyl die vorige kers nog brand. So brand al 4 kersse op die 4de Sondag, terwyl die groot wit Christuskers in die middel op Kersdag aangesteek word. Elke week se kers simboliseer iets. Vandag se kers is hoop. Daarna volg vrede, dan vreugde wat die pink een is en dan is dit liefde. Die kersse herinner ons dat Jesus die lig is wat aarde toe gekom het en dat ons nou ook sy lig deur ons moet laat skyn. Met die hoopkers wat nou brand, word ons herinner dat God gesê het dat hy wil hê ons moet hoop vir die toekoms hê. Maar waar kry ons die hoop vir die toekoms? Wat God vir ons wil gee? As jy Jesus aanvaar en aanneem as jou verlosser, het jy die hoop vir die toekoms. Want Jesus is die hoop vir die toekoms. Want hy het al klaar die dood oorwin en vir ons die ewige lewe gegee. Here, mag ons in hierdie eerste week van Advent in besonder herinner word aan die hoop wat U vir ons gegee het deur Jesus. Lei ons ook om U hoop deur ons te laat skyn vir die mense rondom ons, soos die hoopkers skyn, sodat almal bewus kan word van Jesus die hoop vir die toekoms. In Jesus se hoopvolle naam. Amen. Ons lees vandag Psalm 1. Ek gaan vir julle 'n oomblik gee om dit oop te maak, maar terwyl julle kans kry, wil ek vir julle baie dankie sê. Ek het donderdag aand dat ek 'n proponent geraak. So ek is nou op soek na nie werk nie, ons nie meer werk nie, ek is op soek na 'n beroep. So ek wil net vir die gemeente baie dankie sê dat julle my aanvaar het met oop arms en dat ek so baie by julle kon leer. Dit was vir my 'n baie groot voorreg en dit wat ek hier geleer het en hoe julle karakters absoluut net fantasties saamwerk in die dorp. Baie dankie daarvoor en ek sal dit vir altyd saam met my dra. So kom ons lees Psalm 1. Die tema is hier, die Here lei die regverdiges. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by die waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Vers 6 sê, waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. So wanneer ons kyk na die Psalm, is dit belangrik om 'n bietjie agtergrond te gee dat mense weet waar vanaf kom die Psalm en hoekom dan nou Psalm 1. So Marie het vir ons 'n bietjie vertel van Advent en hoe dit werk en ek het gedink dit sal goed wees as ons by Psalm 1 begin. Dis mos nou 'n nuwe begin en is goed. Dit is goed om met iets nuuts te begin. Dit sal nou eintlik fantasties gewees het as vandag die eerste was, maar dit is die derde
Dit maak nie saak nie, want dit is die eerste Sondag van ons nuwe maand. So Psalm 1 is 'n wysheidslied wat poëtiese uitdrukkings gebruik om morele en godsdienstige beginsels oor te dra. Die doel van die Psalm is om lesers of luisteraars te leer oor die seën van 'n godsdienstige lewe en die gevolge van goddeloosheid. Die Psalm bestaan uit slegs 6 verse, soos ons pas gelees het, en is 'n relatiewe kort Psalm. Dit maak dit toeganklik en maklik om te onthou. En dit is verdeel in 2 dele. So die eerste 3 verse beskryf die geluk van die Godvreesende, terwyl die laaste 3 verse die lot van die goddelose beskryf. Nou, opvallende kenmerk van Psalm 1 is die gebruik van 'n boom as beeldspraak vir die regverdige. Hierdie boom is geplant langs die rivierwater wat simbolies is vir 'n lewe wat voortdurend deur God se woord gevoed word. Die vrugbaarheid van die boom illustreer die voorspoed wat daardie wat in ooreenstemming met God leef, te illustreer. Ons gaan later gaan ek ook 'n bietjie meer praat oor die boom, en ek gaan dit vandag gebruik as 'n tema wat 'n mens kan onthou wanneer jy jou kersboom opslaan, of wanneer jy kyk na die bome wanneer jy ry in jou kar of stap. Ek weet nie wie almal fietsry of hardloop of net dit geniet om te gaan stap nie, of selfs as jy op vakansie ry. As jy 'n bietjie kyk na die bome en hoe hulle wortels groei. Die Psalm beklemtoon ook dan die waarde van God se wet en die seën wat daarmee gepaard gaan. Die godsdienstige perspektief is duidelik, en dit dien as 'n oproep aan die leser om 'n lewe van godsdiens en gehoorsaamheid aan God te omhels. So die keuse van hierdie Psalm as die opening van die Psalmbundel is baie betekenisvol. Dit stel die toon vir die res van die Psalms deur die fundamentele beginsels van 'n Godgegewe lewe te bevestig. Hierdie Psalm wys ook op die beginsels van 'n gelukkige lewe, en dit het onverwags 'n verbinding met die Adventseisoen. Nou dink julle seker, hoe hou die Adventseisoen verband met Psalm 1? In Psalm 1 sien ons dat die gelukkige mens sy vreugde vind in die woord van God. Dit herinner ons aan die belofte van die Messias, die woord wat vlees geword het en onder ons gewoon het. Ons kan dit ook so lees in Johannes 1 vers 14. Advent herinner ons daaraan dat ons geluk nie net in ver verlede lê nie, maar ook in 'n toekomstige vervulling van God se beloftes. Net soos die boom in Psalm 1 langs die stroom van water geplant is, so het God deur Christus na ons gekom om ons te voed met die lewende water van sy genade. Ons adventsverwagting is nie net 'n herinnering aan die koms van Jesus as 'n baba in 'n krib nie, maar ook 'n uitsig na sy wederkoms waar hy as koning oor alles heers. Mag hierdie adventseisoen ons harte voorberei en verwag vir die toekoms, terwyl ons wag vir die toekoms van die verlosser. Terwyl ons gegrond bly in die beginsels van Psalm 1, bid vreugde uit die woord van God en laat dit ons lewe rig in gehoorsaamheid aan hom. Wat kan ons prakties neem uit die Psalm uit? Daar kan ons onsself vereenselwig met die voorbeelde. As jy nou terugdink aan die Psalm, dalk is daar iets wat vir jou uitgestaan het, of dalk het die idee van die boom by jou gebly. Gedurende die voorbereiding het ek baie aanklank gevind by die idee van 'n boom en hoe 'n mens aanhou groei. So in die week was ek 'n bietjie by die Andrew Murray Sentrum in Wellington. Ek wil julle graag uitnooi daartoe, as julle ooit daar deur Wellington ry, julle 'n draai daar gaan maak. Die saligheid en die stem van die Here is baie hard daar. So mense is baie stil daar en jy hoor die woord van die Here, jy werk met jouself en ek raak sommer nou bewoe, want dit is net fantasties hoe mens regtig God se nabyheid voel. So as jy ooit voel dat jy God se nabyheid moet gaan beleef,
asseblief gaan maak 'n draai daar, dis regtig fantasties. So, hoe is ons Psalm relevant en hoekom het ek 'n boom gekies? Hoekom het hierdie mal dominee 'n boom gekies, as ek nou myself mal mag noem? So die geplantheid van die boom, ek gaan vir julle 'n paar goedjies net so illustreer wat mens daar kan neem van die boom. Die Psalm begin met die woorde, gelukkig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Die man is hier vergelykbaar met 'n boom wat doelbewus langs die rivier geplant is. Dit dui op 'n doelgerigte lewe, nie gesweef deur willekeurige winde nie, maar vasklou aan die onwrikbare grond van God se woord. Dan as jy dink aan hoe 'n boom geplant is, dan dink jy mos nou die ligging moet goed wees, dat hy lekker groei. Waar is die mense wat groen vingers het? Steek goeie julle hande op. Het niemand groen vingers nie? Nee, julle. Ja, daar staan die Matilda, sy kan goedjies laat groei, ja. So julle weet dat die ligging moet goed wees, so sonlig moet goed wees, water moet goed wees. Ek is nou nie 'n goeie persoon om voorbeelde te gee oor hoe mense 'n boom plant nie, maar ek kan wel daaroor preek en ietsie sê. So ons sien 'n boom langs die stroom en dit is nie 'n toevallige plek nie. Dis 'n plek van voorsiening, verryking van lewe. En soos die boom langs die rivier, moet ons ook onsself vestig langs die stroom van God se genade, sy woord en sy gees. Daar vind ons voeding vir ons geestelike lewe. En dis tog waarvoor ons soek. Ons smag tog na voeding vir ons siele, nie waar nie. Ons is op soek gedurig daarna. Dan in Psalm 1 vers 3 sê beeld die gelowige af as 'n boom wat in sy seisoen vrugte dra. So ons sien hier dat die regverdige nie net voedsaam vir hom of haarself is nie, maar bring ook seën aan ander. So hierdie boom groei vrugte en mense eet daarvan en so seën dit dan ander. Ons word geroep om 'n positiewe invloed op ons omgewing te hê, om vrugbaarheid van liefde, goedheid en geregtigheid te dra. So wanneer jy na jouself as 'n boom kyk, asseblief ek sê nie julle is bome nie, ek sê wanneer jy jouself sien as 'n boom of jouself wil vereenselwig as een, dink aan jou vrugte wat jy dra en hoe jy mense voed rondom jou, hoe jy jou boodskap dra aan hulle en hoe hulle 'n baat kan vind by jou. 'n Belangrike element van die boommetafoor is sy standvastigheid. In die verse 4 tot 6 sien ons die vergelyking van die goddelose wat met die kaf deur die wind verstrooi word, terwyl die regverdige soos 'n standvastige boom is. Ons word aangemoedig om standvastig te bly te midde van uitdagings, net soos 'n boom deur die wind gewaai word. Dan het 'n boom natuurlik wortels wat hom grond, dat hy standvastig bly, en dis wat ons nodig het. So net soos die wortels van 'n boom diep in die grond gaan om voeding te kry en hy nodig voeding van onder die grond, moet ons wortels van geloof en vertroue in God laat deurdring. Ons moet verstaan dat hierdie diep wortels nie net onsself voed nie, maar ons ook help om standvastig te bly te midde van storms en uitdagings. Wanneer ons wortels skiet in die samelewing, dan vind ons vir onsself 'n standvastige plek waar ons weet ons sal groei. Elkeen van ons begin ergens. So maak seker jou wortels is geanker in die regte tipe grond. Soos byvoorbeeld om jouself te omring met mense wat vir jou groei bied en wat water op jou wortels gaan gooi en nie van jou vergeet nie. Ek sien hier's 'n paar kinders in die diens en ek wil julle aanmoedig om julle klein boontjies wat julle groei baie mooi op te pas. Maak seker daar waar jou wortels groei, is dit voedsame grond en dat die mense rondom jou vir jou genoeg water gee.
God sal ons nooit los nie en daarom is die ankering van ons wortels van kardinale belang. Hoe fantasties is dit nie dat ons onder God se skaduwee ons eie bome kan groei. Blare groei ook op bome en in verskillende maniere. Kyk bietjie as jy vandag 'n boom sien, hier's baie bome hier buite. Party is volgroei terwyl ander al reeds moet afval. Party is ander kleure, party is groen, party is geel. Hulle almal is verskillend. Nou, hoe kan ons die blare van die bome verstaan? Die blare van 'n boom is simbole van geestelike groei en vrugbaarheid. Dalk kan ons strewe na 'n lewe waarvan die vrugte sigbaar is in ons karakter, ons dade en ons invloed op ander. Ons blare wys wie ons is. En gelukkig vir ons, groei ons blare en ons kry oor en oor 'n kans om te groei in ons verhouding met God ons Vader. Gedurende my tyd by Andrew Murray besef ek weer eens die Here se genade en hoe hy regtig elkeen van ons se hand styf wil vashou en met ons 'n verhoudingpad wil stap. Laat jou blare God se liefde, genade en vreugde uitstraal. Nou, hoe kan ons die boom sien in 'n gemeenskap wanneer ons ry en ons sien bome bymekaar? So die boom langs die rivier is nie alleen 'n individuele metafoor nie. Dit beeld ook die gemeenskap van die gelowiges. Ons is saam geplant, saam gevoed en saam gegroep om vrugbaar te wees en ons vrugte te dra en te deel met ander. Nou dat ons bietjie agtergrond het oor die boom se konteks en hoe hy staan in Psalm 1, is die belangrikheid om dit toe te pas in ons lewens op die tafel. Nou, hoe pas ek dit nou toe in my lewe? Kies vir jouself die regte staanplek. Kies 'n standpunt in jou lewe waar jy jou wortels kan vestig in die voeding van God se woord. Spandeer tyd in gebed, Bybelstudie en selfrefleksie om 'n sterk geestelike basis te vorm. Kies die regte tipe voeding, maak bewuste keuses oor wat jy toelaat om jou lewe te voed. Kies inligting, verhoudinge en aktiwiteite wat in ooreenstemming is met godsdienstige waardes en beginsels. Vrugbaarheid in jou dade, so jou vrugte wat jy dra, laat vrugbaarheid sigbaar wees in jou karakter en dade. Wees 'n bron van liefde, vrede en geregtigheid in jou gemeenskap. Dra by tot 'n groeiende omgewing rondom jou. Wanneer uitdagings opduik, moet jy die krag neem met jou geestelike wortels. Wees standvastig in jou geloof en vertrou op God se genade en leiding deur die storms van die lewe. Streef daarna voort om te groei in kennis en om nader te beweeg aan God. Laat jou geestelike groei 'n onophoudelike proses wees. Soos 'n boom wat seisoene van blom en vrugte dra, deurloop. Elkeen van ons verander soos wat ons aangaan en dis goed om ons verhouding aan te pas met die Here, want dis al wat hy wil hê. Hy wil 'n vriendskapsverhouding hê met ons. Soek verhoudinge met ander gelowiges soos 'n woud van bome langs die rivier. Deel jou geloofsreis, ondersteun mekaar en wees 'n bron van bemoediging vir ander. Nou wonder julle seker hoe hou Advent, Psalm 1 en die idee van 'n boom as 'n metafoor relevantie tot mekaar. Die verband tussen Advent, Psalm 1 en die beeld van die boom kan in 'n dieper en geestelike voorbereiding, groei en die verwagting van Christus se koms gevind word. So Advent fokus op die verwagting en voorbereiding vir die koms van Christus. Hierdie verwagting is soortgelyk aan die geluk van diegene in Psalm 1 wat hulle vreugde vind
in die woord van God. In hierdie tyd van voorbereiding streef gelowiges na 'n dieper begrip van God se beloftes en 'n inniger verhouding met hom. Dan kan ons die Psalm as 'n gebed en besinning sien. So die Psalm, insluitend Psalm 1, dien as 'n ryk bron van gebede, lof en besinning. Tydens Advent kan die Psalms gebruik word as 'n gids vir gebed en meditasie, helpend om harte voor te berei op die viering van Christus se geboorte. Dan kan ons die boom sien as 'n beeld van geestelike groei. Die beeld van die boom langs die rivier in Psalm 1 kan 'n simboliese verwysing wees na die geestelike groei wat in jou plaasvind gedurende Advent. Net soos 'n boom vrugte dra in sy seisoen, streef gelowiges daarna om vrugbare dade van liefde, vreugde en vrede te dra. Dit is alles deel van die boodskap van Advent. Het gaan nie oor geskenke nie, gaan niks meer as oor God se genade, liefde en vrede wat hy aan ons wil wys nie. In die tradisionele gebruik van die Adventskrans, waar elke week 'n nuwe kers aangesteek word, sien ons 'n metafoor van die toename van lig met die nadering van Christus se geboorte. Daarom ook dan die kersse wat ons elke week aansteek, net soos Marley verduidelik het. Hierdie beeld van lig is ook teenwoordig in Psalm 1, waar die regverdige vergelyk word met 'n boom wat langs die rivier van lewe groei. Mag jy vanjaar, wanneer jy na jou kersboom kyk, onthou dat God jou mensboom se wortels wil laat skiet en dat jy dit in hom sal anker. Mag jy onthou dat wanneer jy jou kersliggies aansit op jou boom, jy sal onthou dat God se lig jou lei. Mag jy onthou wanneer jy na die kersversienings kyk, dat God sy rykste seëninge na jou toe sal stuur, vol hoop en liefde. Mag die ster heel bo op jou boom deel vorm van 'n groter prentjie. Een wat jou daarop wys dat God jou pad uitgelê het en dat jy op hom moet vertrou. Ten slotte, ons het gekyk na die ryk beeld van 'n boom langs die rivier in Psalm 1 en hoe dit verband hou met die Adventseisoen. Hierdie beeld moedig ons aan om 'n geestelike lewe van groei en verwagting te omhels. Ons het gesien hoe Psalm 1 ons herinner aan die beginsels van 'n gelukkige lewe. En hoe 'n boom uitgebeeld word langs die rivier ons oproep tot geestelike diepgang, vrugbaarheid en standvastigheid. In hierdie Adventseisoen laat ons onsself vestig langs die strome van God se genade, ons wortels diep in sy woord laat strek en ons harte voorberei op die koms van Christus. Mag ons groei in geloof, vrugbaarheid in goeie werke en lig bring in donker tye. Laat ons soos bome langs die rivier wees, vrugbaar in elke seisoen en mag ons verwagting van Christus se koms ons harte met vreugde vul. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom met nederigheid na U in gebed. Na aanleiding van die inspirasie wat Psalm 1 vir ons bring. Ons dankie vir die wyshede in hierdie Psalm en die beeld van 'n boom langs die rivier wat ons oproep tot 'n lewe van standvastigheid, vrugbaarheid en vreugde in U woord. Mag U Gees ons harte deurdring, sodat ons die vreugde van U wet mag ontdek en daarin sal wandel. Leer ons om nie die maniere van die goddelose te volg nie, maar om vasgeanker te wees in U woord, dag en nag. Mag U ons harte maak soos bome langs die rivier, vrugbaar en standvastig
in die seisoene van ons lewe. Ons bid vir die krag om dieper in u woord in te gaan, vir insig om u beginsels te verstaan en vir die genade om daarna te leef. Gee ons 'n honger na regverdigheid en 'n dors na u waarhede. Vul ons harte met dankbaarheid vir die riglyn van Psalm 1. En laat ons lewe 'n getuienis wees van u genade en wysheid. In die naam van Jesus Christus ons Here bid ons. Amen. Ek wil graag nou vir die gemeente die geleentheid gee om die geloofsbelijdenis te doen. Ons kan dit sommer sittende doen, of nie eintlik kom ons staan, dan sê ons die geloofsbelijdenis saam op. Hulle gaan om die, hy is klaar op. Ek wou sê hulle gaan om die agterop sit, maar kom ons sê dit saam. Ek glo in die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en Jesus Christus, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, julle kan maar sit. Ons gaan nou geleentheid gee vir die dankoffer, en terwyl ons die dankoffer doen, gaan ons vir Tannie Zane kans gee om Kom Kinders besing met 'n vrolike stem te sing. Julle is dan ook welkom om saam te sing, as julle graag sou wou. So ons gee nou tyd vir die dankoffers. Kom kinders besing met 'n vrolike stem, die wonder van God in die stad
Daar's hy, kom ons sluit die oë. Liefdevolle Vader, ons nader U met harte van dankbaarheid vir die dankoffer wat U oor ons uitgestort het. Dankie vir U voorsiening en vir die wysheid om met ons dankoffer verstandig te werk. As ons hierdie dankoffer bring, vra ons vir U genade en leiding. Help ons om goeie rentmeesters van U goedere te wees. En gebruik ons dankoffers vir U koninkryk en tot eer van U naam. Leer ons om nie net in tye van voorspoed dankbaar te wees nie, maar ook in tye van beproewing. Mag ons vertrou op U getrouheid, ons lewens rig en ons harte vul met 'n ware gees van dankbaarheid. In die naam van Jesus Christus, ons Here, bring ons hierdie dankoffer. Amen. Voor ons die slotlied sing en voor ek die seën uitspreek, wil ek graag elkeen weer nooi om saam met ons te kom sing na die diens. Ons gaan net hierbo sing by die orgel saam met Tannie Stefanie. So ons nooi julle uit om, dis net so 15 minute nê. Ja, net so 15 minute na die diens as julle graag sal wil sing. Ek weet daar's baie van julle wat dit geniet. So kom deel asseblief gerus saam met ons. Ek wil vra dat ons staan vir die slotlied. Ons gaan lied 200 sing, vers 1 en 3. U goedheid, Heer. Dankie. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere. Dit sal ons lus, ons lied hier bly. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in U waarheid lei. Sou ek, o Heer, U nie vereer nie, sou ek U goedheid nie verstaan, sou U my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat U my wys nie gaan. Leer U rig my wil en strewe, U woord bly my gedurig by. Vul met U liefde ook my lewe, om my in alles U te wy. Gemeente van God, mag die vrede van die Here met julle wees. Mag sy genade julle omvou en sy lig julle pad verlig. Mag julle harte gevul word met vreugde en vrede terwyl julle saamstap in die rykdom van sy liefde. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van ons almagtige Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees nou saam met my en jou wees. Amen.